Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Dinsdagoggend. Ja, ons lees verder uit Johannes 18 uit, vanaf vers 15. Simon Petrus en 'n ander disipel het Jesus gevolg. Daardie disipel was aan die hoëpriester bekend en hy het saam met Jesus by die hoëpriester se voorhof ingegaan. Petrus het egter buite by die deur bly staan. Toe die ander disipel, die een wat aan die hoëpriester bekend was, uitgestap en met die deurwag gaan praat en Petrus na binne gebring. Die diensmeisie wat die deurwag was, sê toe vir Petrus: "Is jy nie ook een van hierdie man se disipels nie?" Hy antwoord: "Ek is nie." Die slawe en die tempelwagte het hulle gestaan en warm maak by 'n koolvuur wat hulle gemaak het, omdat dit koud was. Ook Petrus het hom daar by hulle gestaan en warm maak. Geliefdes, hierdie is 'n verskriklike hartseer oomblik in die geskiedenis van die verhaal. Petrus, die rots, die een op wie die kerk gebou moet word, sê ek is nie. Daarmee ontken hy dat hy vir Jesus ken. Daarmee ontken hy dat hy een van Jesus se disipels is. Daarmee ontken hy letterlik sy eie identiteit. En die hele boodskap, hoeveel keer het ek en jy gehoor dat ons is nie van die wêreld nie. En hier verduidelik hoe Petrus saam met die ander gaan en hy wil eintlik half inskakel. Die Engelse sê so mooi, want to blend in. Nee, hy wil by die ander gaan staan en warm word, asof daar geen verskil is nie. En hierdie teks herinner dat Jesus het gesê dit gaan gebeur, maar dit is nog steeds skokkend. En dan kom natuurlik die vraag: waar leef ek en jy? En wanneer leef ek en jy op 'n plek waar ons eintlik ook maak of sê dat ons hom nie ken nie, of nie van sy volgelinge is nie? Amen. Here almagtige God, ons wil maar in groot nederigheid kom vra dat U ons sal bewaar daarvan om U te verloon. Gee dat ons nooit mag sê dat ek is nie, of dat ons sal sê ek ken hom nie. Want Here, ons behoort aan U, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.